Om die Sossusvlei in vloed te sien is altyd 'n beeldskone prentjie en ek is seker of van ons buurland Namibië is dankbaar vir die goeie storms. Dit gaan so 'n bietjie opklaar die week, maar oor Suid-Afrika verwag ons nog reën en donderbuie die res van die week en die naweek, so hier is die voorspelling. En ons het ook hierdie koue front wat oornag tot Woensdagoggend gaan beweeg hier oor die Suidweskus. Hy gaan vinnig verswak en gaan hoofsaaklik 'n vroeg reën bring vir die Suidweste en ook sterk winde aanvanklik vir die kusgebiede. Dan het ons steeds 'n vlak 2 waarskuwing in plek vir nog ewige storms wat hier en daar swaar reën kan veroorsaak en lei na oorstromings in Noordwes die Vrystaat en later die noorde van KwaZulu-Natal. Dit is as gevolg van daai boeligtrog wat steeds lê hier oor die binneland en dan oos van die trog verwag ons storm weer oor Suid-Afrika. Hy beweeg baie stadig, so 'n bandreën en donderbuie gaan ontwikkel oor Noordwes en dan gaan dit versprei oor dele van die Vrystaat, Gauteng, Mpumalanga en later die noorde van KwaZulu-Natal. Dit is presies daar waar die weerdiens waarsku teen ewige storms. Nou agter daai koue front gaan 'n fris tot sterk wes tot suidweste wind deur die loop van Woensdag versprei allangs die kus van Suid-Afrika, 'n noordewind vir die noordelike kus van KwaZulu-Natal en dan die winde wat so matig tot is lig waai oor die binneland. Hier in die Wes-Kaap gaan dit vroeg reënerig wees, maar daai koue front gaan vinnig verswak en dan later is dit gedeeltelik bewolk met temperature heelwat koeler, net so rondom 20 grade. Meeste van die reën gaan val oor die bergliggende gebiede soos Kirstenbosch en die Boland. En dan gaan daai koue front ook 'n koeler weer en ligte reën Woensdagoggend en middag versprei allangs die suidkus. Die wind gaan ook optel saam met daai koue front en hy gaan fris tot sterk waai teen tye. Hy verswak vinnig net 'n paar druppels reën moontlik oor Nelson Mandela Bay met 'n fris tot sterk suidwestewind wat dan versprei allangs die kus van die Oos-Kaap. Nog verspreide reën en donderbuie gaan beweeg oor die noorde en die ooste van die Oos-Kaap en dan heelwat later gaan hierdie aanlandige vloei reënbuie inbring vir die Wilde Kus en dan gaan dit ook baie warm en bedompig wees in KwaZulu-Natal met verspreide donderbuie wat later gaan inbeweeg vanaf die noorde en daai aanlandige vloei wat laat die aand reën gaan inbring vir die suidkus. In Mpumalanga kan ons sien temperature so in die middel 20s met 'n 30 tot 60% kans vir donderbuie nogmaals oor die Hoofveld en ook 'n vlak 2 waarskuwing in plek. Dan in Limpopo, miskol aanvanklik allangs die oostelike plateaurand, maar dan raak dit lekker warm met 'n 30% kans vir donderbuie in die omgewing van Polokwane en storms wat later gaan beweeg oor dele van die Bosveld. Al vroeg gaan storms beweeg oor dele van Noordwes waar dit meestal bewolk en koelerig is en gaan in 'n suidooswaartse rigting versprei oor die provinsie. Dan in die Noord-Kaap verwag ons miskol aanvanklik oor die westelike binneland, en later gaan enkele donderbuie opsteek in 'n lyn daar oor die noordoostelike gebiede en dit sal dan ook versprei in die Vrystaat waar dit steeds meestal bewolk, koel tot koud is teen tye met reën weer aan en af en net 19 in Bloemfontein. Selfde vir Gauteng, dit is meestal bewolk met 'n 30 tot 60% kans vir nog 'n reën en donderbuie deur die loop van Woensdag. Ons kyk nou na ons buurland toe en in Loederitz is dit 'n winderig en mistig aanvanklik oor die suide. Ons verwag ook 'n paar miskolle in die omgewing van Walvisbaai, maar meeste van die reën klaar op oor ons buurland. Maar donderdag verwag ons nog reënbuie in die ooste soos jy kan sien en dan later gaan donderbuie bietjie meer in noord ontwikkel hier oor dele van die Noord-Kaap met maksimum temperature so in die middel 20s vir Suid-Afrika. Teen Vrydag het ons 'n sterker koue front wat die Wes-Kaap bereik. Hy gaan swaar reënbuie bring vir die suidweste met koue weer net 17 in Kaapstad. Wel dis al van my af onweer of mooi weer. Geniet jou dag.